Matteus 13 daarvan vers 24 af, kry ons 'n baie eienaardige boer. As sy werkers vir hom kom sê, daar is onkruid op die land en hulle wil dit uitskoffel, dan sê hy, nee, los dit eers. Mens verstaan dit nie, want ek weet nou nie baie van boerdery af nie, maar die bietjie wat ek weet is dat jy jou lande skoon moet hou, dat jy die onkruid moet uitskoffel. Vir my is dit net 'n lui boer wat nie sy lande skoon hou nie. Maar hierdie is nie sommer enige boerdery nie. Die boer waarvan hier gepraat word is God. Jesus gebruik daar 'n gelykenis om iets te sê oor die koninkryk van God. En wanneer hy dit verduidelik, dan verstaan ons hoekom die boer nie die onkruid wil uitskoffel nie. Jesus sê daar, hy is die saaier. Die koring is die kinders van God. Die onkruid is die kinders van die bose. Ons sien dit vandag nog dat gelowiges en ongelowiges op dieselfde land is. En die gelykenis sê dat die vyand gekom het en onkruid tussen die koring gesaai het. En die koring en die onkruid wat hulle gesaai het, word in Afrikaans vertaal met draabok. Die probleem met daardie onkruid is dat dit soos gewone koring lyk. Daarom kan jy dit nie op 'n jong ouderdom uithaal nie, want die kans is baie groot dat jy ook koring gaan uithaal. 'n verdere verskil wat nie met die oog sigbaar is nie, is dat die draaboksaad ook matig giftig is. Geen wonder dat dit as Satan se saailinge beskryf word nie. Dit wat God gesaai en geplant het, probeer Satan vernietig deur onkruid tussen die goeie saad te saai. Want Satan staan die werk van God teë. Waar God en sy dienaars ook aan die werk is, werk Satan en sy dienaars ook. En daarom wil ons hê dat onkruid ten alle koste uitgeskoffel moet word in die samelewing. Ons word so ongeduldig met die onkruid op die lande. Ons word omgekrap deur al die bose dinge, die verkeerde dinge, die korrupte dinge, die onreg. Waarom laat God dit toe, vra ons dikwels? Want die bose hoort nie die tussen ons nie. Soms wens ons dat sekere mense net eenvoudig gestraf word oor dit wat hulle doen en hoe hulle dit moeilik maak vir gelowiges. Maar God boer nie soos ons nie. Sy boerdery metode verskil van ons. Iemand het gesê, hy boer nie met beeste of skape of mielies of koring nie. Hy boer met genade. Sy plan is nie operasie skoonmaak of uitskoffel nie. Hy is verdraagsaam en genadig. Geduld en genade is deel van God se karakter. God se geduld met sonde het niks daarmee te doen dat hy verdraagsaam teenoor sonde is nie. God het nog nooit sonde goedgekeur nie. Maar hy gee genade tyd vir die sondaar om tot bekering te kom. 2 Petrus 3 vers 9 sê, God is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Die afsnypunt en die oordeel gaan beslis kom. Maar tot dan gee hy kans dat onkruid wat dalk uitgetrek word, sy ware klere kon wys en dalk koring kon word. Die wat nie God se genadetyd aangryp nie, gaan met die eindtyd baie teleurgesteld wees. Matteus 13 sê, hulle tande gaan kners van frustrasie. Hulle situasie gaan ondraaglik wees. Vers 42 sê, hulle gaan in 'n brandende oond gegooi word. God se genade begryp ons nie altyd nie. Maar sy oordeel oor sondaars is ook dalk groter as wat ons dink. Hierdie verhaal van die onkruid en die koring vertel vir ons dat dit moeilik is om te onderskei tussen draaboksaad en koring. Miskien moet ons eie harte ondersoek. Ons wat so maklik die boosheid in ander mense se harte raak sien. Miskien is daar ook boosheid in ons eie hart. En as ons verstaan dat daar dalk boosheid in ons eie harte kan wees, dan gaan ons nuwe waardering kry vir God se geduld met die saailand.
Gaan ons ophou skree saam met die koor, wat God aanpor, om nou dadelik dinge reg te ruk en sy vuur los te laat. Daardie vuur kan ons baie seer skroei. En hier kry ons 'n wonderlike stuk evangelie. In die natuur kan draabok nie in koring verander nie. In God se koninkryk is dit egter moontlik. God kan draabok harte in koringharte verander. En ons sien dit byvoorbeeld in die lewe van Paulus. Hy was eers Saulus en hy het God se kinders vervolg. En dan kom hy tot bekering. Sy naam verander na Paulus toe. En hy dra groot vrug vir die koninkryk van God. God se boerdery gee aan sondaar mense genadetyd om hulle lewens reg te kry. God nooi draabok mense in, sodat sy Heilige Gees verandering in hulle lewens kan doen. Hy kan nuwe goddelike gene oorplant in draabokharten. Die Here praat van wedergeboorte en hy praat van bekering. En dit begin met wie ore het, moet luister. Luister na God se genadehart. Luister na die oordeelsaankondiging. Neem dit ernstig op. Maar gee jouself oor aan die Here. Raak bewus van die draabok in jou hart. Omarm die wonderbaarlike liefde en genade en geduld van Jesus. Hy droom dat jy 'n koringhart sal kry. Hy droom dat jy sal skitter soos die son in God se koninkryk. Gaan lees maar vers 43. Nou reeds. Filippense 2 vers 15 moedig ons dan juis aan. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly. Onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. Wees 'n medewerker in Jesus se saailand. Nie om onkruid rondom jou uit te trek nie, maar om die onkruid in jou hart uit te trek. Wortel jy die sonde uit. Mag die eerste beskuldiging wat teen jou ingebring word, is dat jy ywer het om God te dien. Dat jy nie een persoon op 'n Sondag is en 'n ander persoon die res van die week nie. Dat jy nie een persoon by die kerk is en 'n ander persoon voor jou vriende is nie. Dat jy nie een persoon by die kantoor is en 'n ander persoon by die huis nie. Mag oor jou gesê word dat jy in geloof leef. Maak nie saak waar jy is of wie kyk nie. Miskien 'n laaste vraag. Waar is jy in God se land? Hier in sy koninkryk. Wat is jy? Onkruid of koring? Net jy sal weet. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons bid dat ons in geloof sal volhard en in gehoorsaamheid U elke dag sal dien. Ons lewe is so geneig, ons harte is so geneig om afdraaipaadjies te kies. Ons gebed vir vandag is, hou ons naby U, dat ons lig sal skitter in U koninkryk. Ons bid dit in U heilige naam. Amen. Mag dit vir jou 'n wonderlike week wees verder. Mag jy uitgaan en mag jy die vreugde om die Here te dien jou vervul. Baie seën vir jou. Totsiens.